Ons gaan vanmôre die woord van die Here saam oopmaak en ons gaan saam lees in Openbaring 3 vanaf vers 14. Openbaring 3 vanaf vers 14. Ek verneem die ander dag, in ons dag is daar mense wat Bybels het en in kerke sit en dan sê hulle vir mekaar, ons mag nie die boek Openbaring lees nie. So wat 'n wonderlike voorreg het ek en jy vandag, om die boek wat sê, dis 'n openbaring van God, dat ons hom kan oopmaak en daaruit kan lees. En mag die Here hierdie woord aan jou en my hart kom seën. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodisense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf, om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En daar lees ons uit die woord van die Here. Kom ons buig ons harte, dan gee ons hierdie diens aan die Here af. Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmôre om so saam te kan wees, by die bewustheid in ons diepste binneste wese, Here, dat U ons hier saamgeroep het, dat U in ons gewerk het om hier te wil wees, en dat U vir ons gedra het tot by hierdie oomblik. En Here, ons wil al die lof en die aanbidding en die eer van ons hart wil ons vir U alleen kom gee. U is die gewer van elke goeie gawe. En ja, Here, te midde van 'n wêreld wat krom en verdraaid is, bly U in volkome beheer. En daarom kom ons na U toe in hierdie môre en ons verklaar ons afhanklikheid van U, as spreker en as hoorder, as gemeente in elke aktiwiteit, in elke funksionering, in elke deel van wie ons is, Here, dat U Uself sal kom verheerlik in deur ons lewens. Ons vertrou U in hierdie môre vir ons gemeente, vir die welsyn, vir die welstand, vir U voorsienende hand, Here, U beskerming, vir U genesing daar waar dit nodig is, en vir U versterking daar waar dit nodig is. Ons bid vir U vertroosting, Here, ons bid vir U instaatstelling. Dankie vir elkeen wat verjaar, wat ons aan U kan afgee, en vir U kan eer, ook omdat U hulle gedra het vir nog 'n jaar. Ons bid vir die jaar wat voor lê, dat U Uself sal kom verheerlik in elke so 'n persoon se lewe. En Here, help ons om vir mekaar te koester, en vir mekaar te geluk te kan sê, vir mekaar te kan bystaan, mekaar te kan ondersteun. Help ons, Here, om U liefde te kan uitleef onder mekaar, soos wat U wil hê ons moet dit uitleef. Want ons leef in 'n wêreld wat by mekaar verbyleef, en so maklik kan ons ook maar by mekaar verbyleef. Here, help ons asseblief dat ons gemeente sal wees in die volle sin van die woord. In hierdie donker wêreld waarin ons ligte moet wees, waarin ons sout moet wees, Here, waarin ons die verskil behoort te maak, want ons het die antwoord, Here, U het die verskil vir ons kom maak, U het ons vrygemaak van sonde, U het ons kom red uit die moddersluike van hierdie wêreld, U het ons op 'n rots kom plaas, en ons behoort dit uit te proklameer, na die wêreld daar buite, ons het die rots gevind. Ja, Here, as ons dalk ons lewens gebou het op sand, kan ons in hierdie môre na U toe kom en weet, Here, U is die een wat ons ondersteun om af te breek wat op sand gebou is, sodat ons weer eens sterk gemaak kan word om op die rots alleen te kan bou. Dankie, Here, dat ons kan bid vir elke een wat vanmôre in nood is. En ek dink spesifiek aan die Feit familie. Terwyl dit vir hulle 'n bitter dag moet wees en 'n swaar, moeilike dag, wil ons U regtig kom bid dat U die trooster sal wees, dat U sal ondersteun, dat U regtig die woorde in die hart sal kom vasmaak wat nodig is om vas te maak. En Here, ons weet U is die gewer van lewe, en ons weet dis in die palm van die hand. En dankie, Here, vir wat U al reeds vir hulle gedoen het tot op die plek waar hulle vandag is. Dankie dat ons hulle kan opdra aan U in hulle oomblik van swakheid.
Here, terwyl ons in hierdie wêreld is en daar soveel duisternis, wil ons bid dat U lig sal kom inskyn deur ons lewens en in hierdie wêreld in, sodat ons daardie verskil kan maak wat U wil hê ons moet maak. Ons bid vir ons kinders in die skole, die dinge waarin hulle blootgestel word. Ons bid vir ons ouer mense wat blootgestel word aan baie dinge, Here. En daar in die ou dag baie maal sit stoksiel alleen met niks en niemand naby hulle nie. Ons vra Here dat U hulle sal vergesel, dat U met hulle sal ontmoet, met hulle sal praat, dat U met hulle sal werk. Vir ons groepie wat in hierdie naweek gaan kamp het, bid ons dat U hulle almal sal bewaar en dat dit vir hulle 'n verkwikking sal wees daar waar hulle is. Dat dit vir hulle regtig 'n seën sal wees om so saam te kan wees. En Here, ons sien uit om hulle weer by ons te hê. Maar word U verheerlik deur dit wat hulle ook daar doen. En Here, terwyl ons so saam is, wil ons vra, maak dit nou stil in ons harte. Maak ons ontvanklik vir U woord. Neem enige vooroordeel in ons hart weg. As daar enige gedruis of onsekerheid is, Here, kom maak dit kalm in ons gemoed en laat U woord inslag vind in ons harte. Ons vra dit met verwagting en in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ek wil graag in hierdie môre met u praat oor gevaarlike gewoontes vir die kinders van die Here. In ons geleesde gedeelte lees ons nou van hierdie groepie mense wat daar in Laodicea bly, 'n kerkie wat aan die gang is, en dalk was hulle 'n kerk wat gedink het, maar ons gaan redelik goed aan. Dinge is in plek, en daar's 'n dominee op die kansel, daar's lekker sitplekke om op te sit, daar's 'n paar bedieninge wat in die gemeente dalk aan die gang sou wees, en hierdie mense was in 'n relatiewe gemaksone, tevrede. Ons gaan mos kerk toe, ons doen mos wat ons moet doen. Maar die woord van die Here sê vir ons, dat hierdie was 'n louwarm kerk gewees. Dit was nie meer 'n vuurwarm kerk soos wat dit behoort te wees nie. Dit was nie yskoud soos wat die goddelose is nie, maar louwarm en doodtevrede daarmee. En baie van dit wat gebeur het, was as gevolg van gewoontes. Baie van wat in daardie gemeente afgespeel het, was gewees omdat hulle gewoontes toegelaat het in hulle lewe, en hierdie gewoontes het bygedra tot hierdie louwarm lewe. En ons moet onsself so beywer om onsself te toets. Is daar dalk 'n deeltjie van jou en my wat dalk ook kerk so sien? Want wil ek en jy regtig lou voor die Here gaan staan? Wil ek en jy regtig nie een dag aan hom gewy hê nie, niks te offer aan sy voet? Wil ek en jy regtig met leë hande voor hom gaan staan? Wil ek en jy regtig bruikeloos die hemel instap? Nou ek het nou al 'n paar keer dat ek al yskoffie gehad, en yskoffie is nogal lekker, né? As jy dink yskoffie is lekker, wys my. Yskoffie is goed, né? Dis nogal iets wat die moeite werd is, né? Nee, ek hou van 'n yskoffie, en ek moet nou sê, Jerry is 'n meester. As hy ooit vir jou kan kuier, laat sy vir jou yskoffie maak, sy weet hoe. So yskoffie is goed as hy yskoud is. En 'n lekker koppie koffie is lekker as hy goed warm is. En dan kan jy hom geniet, want dan is dit iets besonders. Maar as hy so 'n bietjie afgekoel het, en baie keer dan staan ek op die tafel, as ek met my boeke besig is, dan staan jy ou koppietjie daar, en eers dan word hierdie koffie nou 'n bietjie lou. En wat 'n ontnigtering as jy proe, en daai koffie gaan net nie goed af nie, julle. Maar weet jy wat's erger as dit? As jy dit begin like. As jy daarvan hou om daai lou warm koffie te begin drink. Want dis wat in hierdie gemeente gebeur het. Hierdie gemeente was nie koud nie, hulle was nie warm gewees nie, en hulle het gelike om lou warm te wees. En dit het my so getref. Want hierdie koffie wat op my tafel baie keer staan, is nou maar my gewoonte. Ek sip nou maar so aan die ou koffietjie. Ek karring nou maar so voort. En soms is dit vir ons goed en soms is dit vir ons sleg, want as dit nou louwarm koffie is, dan kan ou lekker pille daarmee drink, want warm koffie en pille werk nie lekker saam nie. Nou gee ek my ouderdom weg, want ek drink al klaar pille. Maar die probleem is, dit word 'n gewoonte. En gewoontes word aangeleer, gewoontes word gekweek. Jy weet, jy word nie gebore met gewoontes nie, né? Jy word gekweek om gewoontes te begin doen. 'n Sekere manier van optrede is 'n gewoonte wat jy vorm. 'n Sekere manier van praat is 'n gewoonte wat jy vorm. Ek onthou jare gelede was ons op kweekskool, en daar's een nou wat 'n spesifieke woord gesê het, en hy het hierdie woord baie gebruik, dierbaarheid. En toe ek my oë uitvee, toe praat die hele kweekskool van dierbaarheid. Want gewoontes steek aan. En dis die gevaar. Die ander saak is om gewoontes af te leer. Is nogal moeilik. Het jy al gehoor,
Ek het hierdie uitdaging gehad, jare terug toe ek in die werksplek was, het ek gevloek soos 'n matroos. Nie in Afrikaans nie, maar as ek Engels gepraat het. Want die oomblik as ek nie 'n woord het nie, dan gebruik ek 'n vloekwoord om dit sinvol te maak. En ek het hierdie woorde het maar net so 'n gewoonte word. En die oomblik toe die Here my lewe kom omkeer, toe kom ek agter maar hierdie woorde pla my. Hierdie woorde hinder my, hierdie woorde belemmer my getuienis. Hierdie woorde is vir my die uitdaging van my lewe en ek het so stryd gehad om van hierdie woorde ontslae te raak, want dit het so deel geword van my gewoonte. En so gebeur dit in ons lewe. As kinders van die Here, dat ons baie maal louwarm word deur hierdie gewoontes wat ons maar net koester. En ek het al baie keer gehoor, dan praat mense, dan kom maar iemand nuut in 'n kerk en dan kom maar iemand nuut tot bekering en hy's vuurwarm aan inbrand, dan sê die lidmate wat 10, 20 jaar in die kerk was, nee, byt net vas, so oor 6 maande van nou af, dan sê jy ook soos ons wees. Wat sê jy eintlik? Jy gaan ook maar louwarm wees soos wat die res is. So hoe lyk dit? En wat is die gevaar van wat hiermee saamgaan? Nou die eerste ding wat ek graag vir julle wil uitwys, is dat hierdie louwarm Christendom ontstaan uit hierdie gewoontes uit. En die eerste gewoonte wat ek graag vir julle wil wys, vind ons in vers 17, die B-gedeelte. Hy sê, want jy sê, ek het aan niks gebrek nie. Jy sê so maklik, en ons praat mos altyd baie maklik, is dit nie? Ons kan so maklik 'n woord uitspreek, ons kan so maklik 'n ding sê, en voor 'n mens dink het jy dit klaar gesê. En so gou soos nou, dan word dit jou kultuur, dan word dit jou gewoonte, dat jy praat voor jy dink. Maar wat jy gepraat het, is baie maal so waar. Want die gewoonte, wat ons baie maal mee sit, is dat ons nie ons eie gebrek erken nie. En hoe gevaarlik is dit vir 'n kind van die Here om sy eie gebrek voor God nie te erken nie? Nou die woord in hierdie gedeelte is vir ons baie uitdruklik oor dit. En hierdie mense het regtig nie gedink hulle het gebrek nie. Hulle het nie vir 'n oomblik gedink ons het iets wat kort kom nie. Hulle het inteendeel gedink ons het genoeg van alles. Ons is ryk en het verryk geword. Daar's geld in die kerk se bank. Ons het lekker klere en ons lyk goed en ons leef goed. En hierdie mense in Laodicea was onder die indruk dat niks kort gekom nie. Hulle was heel okay. Hulle het gedink, nee, wat ons leef maar soos ons leef. En almal leef so ag, ek is tevrede om ook so te kan leef. Maar eintlik het hulle so baie gemis van dit wat God vir hulle in gedagte gehad het. Hulle het eintlik so ver gestaan van die merk waar God hulle wou gehad het. En hulle was doodtevrede met hierdie louwarm lewe. Hulle het hulle baie gemis. Hulle was kerk van Christus. Hulle was op die regte plek gewees. Hulle was daar vir die regte meester gewees. Maar hulle het tevrede geraak om maar net aan te gaan soos wat hulle aangaan. Dalk het kerkbywoning opsioneel geword. Dis dalk nou en dan nodig gewees. Dit was nie meer primêr nodig gewees vir hulle nie. Dalk het hulle op 'n plek gekom dat hulle onderlinge byeenkomste so bietjie sekondêr begin maak het. Dit was nie meer noodsaaklik om by elke deel te wees nie. Hulle het nie kans gesien om by elke ding te wees nie. Inteendeel, hulle was soms dalk net bietjie te besig gewees. Of dalk het hulle so bietjie skouer geskuur. En het die kans gesien om elke dag langs mekaar te gaan sit, saam met mekaar te gaan bid, saam met mekaar te gaan werk nie. En hulle het doodtevrede geraak en gedink, nee, ons het geen gebrek nie. Maar hierdie gemeente was beïnvloed deur die louheid van Laodicea en het in die gemeente ingesypel. Dalk sou Laodicea gemeente in vandag se tyd 'n model gemeente gewees het. Het jy ooit daaraan gedink? Dalk sou Laodicea se gemeente in vandag se tyd 'n uitstaande gemeente gewees het, want al die strukture is daar, en daar's 'n dominee op die kansel, en die banke is vol van die mense, net soos wat kerk vandag is. Dalk was hierdie mense se skedules net bietjie rof. Ek meen, Laodicea was 'n besige stad gewees, daar was handel gewees, daar was die ekonomie gewees, daar was al die verantwoordelikhede gewees, daar was al die dinge wat hulle besig gehou het, en hierdie mense het in daardie samelewing gebly en so maklik het dit 'n gewoonte geword om maar net aan te gaan. Alles loop nog, alles gebeur nog. My pa sou sê, hoekom by kroeg? Alles is nog aan die gang. Alles is betaal, die ligte is aan, die projektors werk, die voordeur is nog oop. Dinge in Laodicea se gemeente, jy klop disselboom geloop, vir iemand wat van buitekant af gestaan en kyk het.
dinge in Laodicea gemeente was oënskoulik was dit goed gewees. En hier is die vraag. Wat maak ons vandag anders as Laodicea se gemeente? Wat het dalk in ons geestelike lewens en in ons kerklike lewe opsioneel geword? Wat het dalk in ons geestelike lewens, in ons onderlinge byeenkomste opsioneel geword? Watse dinge het ons dalk ingebring in ons kerklike lewe in wat verskonings geword het oor hoe dinge is en hoekom dinge so is? Is ons saambid dalk nie meer prioriteit soos wat dit in Laodicea was nie? Is ons woordstudies dalk nie meer prioriteit soos wat dit daar was nie? Is dit dalk so dat ons die fout van Laodicea hier in Pretoria, in die hoofstad, gemis het? En ons dink ons is okay. Net soos wat hierdie mense gedink het, hulle is okay. Ja, ons voel dalk ook, ons is okay, want ons het nie ernstige sonde onder ons nie. Ons voel dalk ons is okay, want ons het nie hierdie ernstige node onder ons nie. Nee, ons ly geen gebrek nie, alles is in plek. So wat maak ons anders as Laodicea? Voel ons dalk, ons besef nie altyd hoe bevoorreg ons is nie. Of besef ons dalk nie hoe ernstig ons nood eintlik is nie. Want ons word soms blind vir ons eie foute. Ons word soms verblind vir ons eie probleme. En ons kan baie maklik kyk na Laodicea, want wie julle, dis daardie gemeente en die woord van die Here, wat eintlik afskuwelik is, kyk wat gebeur daar. Maar wat maak ons anders as Laodicea? En so maklik kan ons hierdie gewoonte huldig in ons lewens, om fout by al die ander plekke te vind, maar nie by my nie. En die Here het so met my gepraat oor hierdie saak, in my persoonlike lewe. En ek dank die Here vir daardie oortuiging, dat hy met mense kom praat en vir mense dit kom wys, sodat die mens dit waarin jy skuldig is kan regmaak, en die mens dit kan uitsorteer in jou lewe. Want vriende, hoe kan ons ooit tevrede wees om 2026 se Laodicea gemeente te wees? Hoe kan ons ooit tevrede wees om louwarm Christendom te lewe en te weet ons is dalk die laaste geslag en ons gaan voor God staan en ons gaan tevrede wees om so voor God te gaan staan? Want dalk sit jy ook vandag hier en jy is dalk diep gebrekkig, maar jy sien ook nie jou eie fout nie. Ons skiet ver te kort, maar ons kyk nie vir 'n oomblik terug na onsself toe nie, ons kyk na al die ander toe, en ons is dood tevrede, omdat ons nie introspeksie doen nie. Ja, ons doen baie inspeksie, maar min introspeksie. En dan wil dit vir my voorkom, asof ek nie altyd ingestel is op die stem van die Here nie. Dan wil dit vir my voorkom, asof ek nie altyd ingestel is op God se oortuiging vir my lewer nie, en daarom dat ek nie besef, ek het so ernstige gebrek nie, en dit kan so maklik my gewoonte wees, dat ek maar net so aangaan deur die emosies, en ek doen wat ek doen, en almal het gebrek, behalwe ek. Is dit nie die gewoonte van die groot deel van die Christendom van vandag, in ons algemene lewe nie? 2 Timoteus 4 vers 3 tot vers 4 sê hierdie woorde, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie meer sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels en storieetjies. Maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking. Ek sien in hierdie man se boodskap wat na hom toe kom, Paulus praat met Timoteus, en hy sê vir Timoteus, daar gaan 'n tyd kom waar daar 'n gebrek gaan wees aan die gesonde leer. Maar omdat die Christendom lou geword het, dood tevrede geword het, gaan niemand oogknip nie. En kyk wat gebeur binne in die kerk van Suid-Afrika. Daar word allerhande verskriklike goed geleer, en niemand knip 'n oog nie. Mense word in die gehoor gestreel. Die kerk van Suid-Afrika het gebrekkig geword, maar hulle is dood tevrede om God tegemoet te gaan. Al lyk ons na iets verskriklik. En Paulus kom waarsku vir Timoteus om nie in hierdie struik te trap, om te dink jy kan hierdie gewoonte in jou lewe huldig en dit gaan jou nie 'n prys kos nie. Hy sê hulle sal die waarheid verlaat. Hulle gaan hierdie afskuwelike gewoonte gaan hulle aanleer om die waarheid van die woord van God eenkant te skuif en meer geplaas te wees oor my waarheid en my woord en my belange.
almal gaan dink hulle is okay. So die vraag vandag is dit. Is jou lewe dalk vol van hierdie gewoontes? En dit is maklik om na almal anders te kyk. Maar die koorspen is lanklaas diep in jou eie siel ingesteek gewees. Hebreërs 10 vers 24 en vers 25, hy sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. Sjoe, hoekom moet jy dit nie doen nie? As jy dit doen, soek ek aan 'n kerk. En dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Stem ons saam, die dag van die Here kom nader? Is dit nie juis nou die tyd wat ons mekaar moet vermaan en sê, kom ons soek God, kom ons buig voor die Here, kom ons kyk klaar met al die ander dingetjies nie. Nou as jy gedink het die vermaaning is erg, kyk wat sê die volgende vers. Vers 26 sê, want as ons opsetlik sondig, in watter opsig? In die opsig van onderlinge byeenkomste. Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Wil jy wat sê hierso? As jy weet dat jy verkeerd is en jy hou aan daarmee, is dan nie vir jou vergifnis nie. En die kerk van vandag is tevrede met dit. Want dit het 'n gewoonte geword. En ons gaan maar so deur die mosies en ons karring maar so aan, want die voordeur is oop en die dominees by kansel en die kerkraad sit die banke vol, so kom ons gaan maar net deur die mosies. Kom ons gaan maar net aan. En hierdie probleem kruip die kerk binne op die dag van die Here. Nie as die res van die week nie, hulle op God se dag. Mooi tussen vanoggend se erediens en vanaand se erediens. Hierdie gewoonte van ek is te besig. Hierdie gewoonte van los my uit, niemand met my oordeel nie. Hierdie gewoonte van dis my rusdag. Vriende, ek het vir jou slegte nuus vandag. As jou rusdag nie van God afhang en jou rus in hom gevind gaan word nie, gaan jy slaap tot môre toe en jy gaan nie uitrus nie. Daarom kan ons nie toelaat dat hierdie gewoonte, dat ons eie gebrekkigheid met miskyk ons deel word nie. Want dit is gevaarlik. Dis die simptoom van 'n louwarm Christen. Matteus 24 vers 10 tot vers 12 sê, en dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Hy praat van die kerk, julle, nie van die wêreld nie, hy praat van die kerk. Hy sê, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei binne in die kerk. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So as jy ook deel het aan hierdie gewoonte om jou eie gebrekkigheid te mis, dan sê die woord van die Here in die vers vir my, dat ons is deel van die ongeregtigheid wat vermeerder. En daarom sal die liefde van die meeste verkoel. Het ons nie ernstig nodig om te sê, ag Here, help ons, dat ons hierdie gewoonte in ons lewens nooit ooit sal toelaat nie, Here. En daar waar jy hom toegelaat het, dit voor God te bely, dis wat nodig is. Voor God die knie te kom buig en sê, Here, ek het hierdie gewoonte aangeleer, dat ek nie meer my gebrek raak sien nie, ek sien al die ander, maar nie myne nie. Openbaring 3 vers 18 gaan verder, dan sê hy hierdie woorde, ek raai jou aan. Weet jy wat is die tweede gewoonte, wat binne in die kerk van die Here vandag aan die gang is? Die tweede gewoonte is die gewoonte om God se raad nie aan te neem nie. God se raad is van onskatbare waarde. God se raad is ewige rykdom. God se raad is die begin van wysheid. God se raad is verstommend, want dit is van ewigheid tot ewigheid. Elke deel daarvan het altyd waar geword. Geen deel daarvan was nog nooit tot seën vir die mens nie. Sy raad dien tot genesing, gees, siel en liggaam. Sy raad is dit wat hierdie wêreld nodig het. Sy raad is wat God gebruik om lewens te verander en lewens te vernuwe. Maar hierdie mense in Laodicea het nie God se raad geaanvaar nie. Hulle het hulle eie raad gevolg. Hulle het Laodicea se raad gevolg. Hulle het die ekonomiese raad gevolg. Hulle het die wêreld se raad gevolg. Almal se raad behalwe God se raad, want hulle het mense aangaan en nie God aangaan nie. Het jy geweet, hierdie is die tweede gewoonte wat binne in die kerk ingekom het al? Hierdie gewoonte, dat ons planne beraam om baie dinge te doen. Daar is 'n stadium in kerk, hierdie is amptelik, Here, nie baie ver van ons af nie, ek sal liewer nie die naam sê nie. Hierdie kerk sit op 'n stadium en hulle praat mekaar oor, hoe gaan ons die kerk vol kry? En hulle sê,
Ons moet 'n paar dinge in plek stel. Die eerste ding wat ons moet doen, is ons moet ons musiek opjuice. En as ons die musiek opgejuice het, dan gaan ons die mense trek. Die tweede ding is ons moet die bedieninge in plek kry, en as die bedieninge in plek gaan wees, dan gaan ons dinge aan die gang begin kry, en dan gaan hierdie kerk begin buzz. So hulle gaan toe en hulle kry 'n paar sekulêre sangers, en vat 'n paar sekulêre liedjies en skryf geestelike woorde in dit in, en hulle vat dit in die kerk en sê vir die mense, "Right, kom ons doen praise and worship." Terwyl die fundament stikkend was. Jy sien, as jy die raad van die wêreld gaan volg, is die uiteindes baie gevaarlik. En mag die Here ons in hierdie kerkie behoed om ooit die raad van mense te volg. Want die raad van mense is die raad van uitleid. Die raad van mense is die raad wat tydelik is. Die raad van mense is daardie raad wat nooit ooit die volle waarheid in bevat nie. So kan ek en jy let op die raad van die Here. Ons moet versigtig wees om die raad van mense eenkant te skuif en die raad van God te kan volg. Ons moet versigtig wees om die raad van die wêreld eenkant te skuif en te sê ons fokus net op wat God vir ons sê, want die raad van mense is misleidend en die raad van die mens sal vergaan. En ons kan so maklik die verkeerde raad volg. Want ongelukkig leef ons in 'n land wat die norm is binne die kerk. Die mense se raad word gevolg. Ja, daar's nou al deesdae sulke groot dinge aan die gang, daar's nou 'n wêreldraad van kerke, want mense wil nou begin raad bymekaar maak vir die kerk. Daar's nou al 'n Suid-Afrikaanse raad van kerke, en hulle dink, hulle moet nou vir almal beïnvloed, want ons volg nou mense raad, nie meer God se raad nie. En dit is vandag die gewoonte, om die raad van mense te volg, eerder as die raad van die woord van die Here. Wat leer die raad van die woord van die Here? Sy raad is, draai die ander wang. Sy raad is om gewillig te wees om die tweede myl saam met iemand te loop. Sy raad is om gewillig te wees om myself te verneder. Sy raad is om gewillig te wees dat hy sy plan in my lewe moet uitwerk. En die kernaspekte van die raad van God is baie besonders. Want sy raad is ewig en onveranderlik. Sy raad staan vas in ewigheid, van ewigheid tot ewigheid, en die raad wat hy 6000 jaar terug gegee het, is dieselfde raad wat hy vandag nog gee, en dan verander nie een enkele deel daarvan nie. Elke jota, elke titel van God se raad staan vas. As jy my nou vandag raad vra, gaan ek nou vir een ding sê, en as jy my oor 10 jaar vanaf gaan raad vra, gaan ek vir jou 'n ander ding sê, maar God se raad is onveranderlik. En sy raad sal nooit ooit tot my nadeel wees nie. En sy raad is altyd ver bo wat ons ooit kan bedink. En daarom moet ons in die gewoonte wees om die regte raad te volg in die lewe. Uit die woord van God, op God se standaard, op God se manier, soos wat God dit wil hê. So wat se raad gee hy ons verder? Om my volle vertroue op hom te plaas. Om nooit dubbelhartig te wees nie. Om my lewe op die rots te bou en nie op sand te bou nie. Hy gee vir ons raad om hom te vertrou met elke deeltjie van wie ek is en wat ek ooit kan wees. Sy raad was om kinders van sy sorg te wees. Maar ons gewoonte is 'n bietjie anders. Sy raad is om aanhoudend te bid. Maar ons gewoonte is alles behalwe dit. Ons is nie altyd so bidende soos wat ons moet wees nie. Ons is nie altyd so soekende soos wat ons moet wees nie, want ons volg nie meer sy raad nie. Hy raai ons aan om nie ons eie kop te volg nie. Hy raai ons aan om nie die dinge na te jaag wat ons najaag nie, want hy praat met hierdie gemeente, hy sê, julle behoort by my te kom koop. Hy gee vir hulle raad, kom koop by my wat waardevol is, wat waarlik rykdom sal wees, wat waarlik bekleding sal wees, om jou skaamte toe te maak, want die goed wat ons volg en die raad van die lewe, wys baie maal meer ons skaamte uit, as wat dit enigstens iets goeds vir ons beteken. Omdat ons gewoonte is dat ons meer na mense luister, as na die raad van die koning. Let op die waarskuwende raad van die Here, Matteus 4 vers 18 sê, en hulle by wie in dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met ander dinge kom in en verstrik die woord en dit word onvrugbaar. So hy gee raad uit sy woord uit,
maar die sorge van die lewe verslind dit. En die gejaag na rykdom vertroebel dit. So wie se raad volg ons nou regtig? Sy raad bied ons die les. En ons moet hierdie les leer. Daarom kan ek let op Psalm 119 vers 37 wat sê, wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie. Maak my lewend in u weë, Here. Here, dat ek u raad kan volg in u weë. Maak my blind vir al die ander dinge, want dit is alles useless. Dit beteken niks. Dit gaan my nêrens uitbring nie. Maar net sy raad is wat die verskil gaan maak. Lukas 10 vers 41 sê, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Is dit die sorge van die lewe, die ding wat jou besig hou, wat die gewoonte is, dat jy die raad van die wêreld volg, wat jou verhinder om sy raad dalk te kan volg? Dan wil die Here vandag met jou kom praat oor hierdie gewoonte. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is en nie op die aarde is nie. Is dit vandag ons gewoonte? Of hak ons vas op die dinge hieronder? Efesiërs 5 vers 15 sê, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Die raad van God is, wees versigtig wat jy met jou tyd maak. En julle, ons spandeer ons tyd vrylik. Ons spandeer ons tyd op baie dinge. Ons spandeer ons tyd daar waar ons dink dit saak maak, maar as ons die raad van die mens gaan volg, gaan ons tyd verkeerd spandeer. Johannes 9 vers 4 sê, ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is, want die nag kom nader, niemand kan dan werk nie. Jy sien, tyd loop uit. En die nag gaan kom. En die tyd wat jy iets kon gedoen het, gaan verbygaan. Dalk het die Here jou geroep, maar jy wou nie hoor nie. Dalk het die Here jou genade kom wys, maar jy wou nie vat nie. Want jy volg die raad van mense. En tyd loop uit. Dis die gevaarlikste ding wat 'n kind van God kan doen. Om die tyd wat God vir jou gee, mee te speel. Vers 17 gaan verder, hy sê, weet jy nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie? En dit gaan oor hierdie gewoonte, wat binne in die Christendom ingesuipel is, om sonde allerhande mooi naampies te gee. Kyk, ons gaan nou vir iemand wat nou ellendig is, sal ons nou 'n nuwe naam gee. Ons gee hom 'n diagnose, ons gee hom 'n pilletjie, alright, dis wat jy het, dis wat fout is mee. En as jy nou beklaanswaardig is, dan gee ons jou oulike naampie, dan gaan jy, dan is jy reg. En as jy arm is, en jy is blind, en dan gee ons jou ou naampie, ons diagnoseer jou, dan gaan jy, laat waai. Want jy is maar net een van 'n hele trop, wat ook maar blind en beklaanswaardig en ellendig en naak is. Is dit wat gebeur vandag nie? Want die gewoonte om sonde allerhande mooi naampies te gee, het 'n gewoonte geword. As 'n skrywer wat sê, we live in a day where conviction is avoided. Everything gets justified, even sin. En weet jy wat hartseer? Dit gebeur binne in die kerk. Nee, jy mag nie skei nie, tot die ding skeefloop. Nee, maar dan buig ons die reël so bietjie. Nee, jy mag nie dit nie, net tot die ding bietjie skeefloop, dan buig ons die reël so bietjie. Nee, jy mag nie so nie, tot die ding skeefloop, dan buig ons dit so bietjie. Maar ons is besig om hierdie gewoonte te vestig, van hierdie breë pad, wat almal akkommodeer, almal kan op die pad inkom, almal kan die pad saamloop, want die oomblik as daar 'n sonde kom wat jou tref, dan gee ons hom 'n mooi naampie, en dan gaan ons maar weer op die pad aan. En dan dink ons is okay, want almal doen dit. Jesaja 5 vers 20 en vers 21 sê, wie hulle wat sleg goed noem, en goed sleg, want die duisternis lig maak, en die lig duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter, wie hulle wat in eie oë wys, en na die eie oordeel verstandig is, hoe wee ons, wanneer ons hierdie gewoonte koester, om speletjies te speel met sonde. Baie mense het vandag in die gewoonte gekom, om te praat van 'n wit leentjie. Baie mense het in die gewoonte gekom, om te sê, nee, maar God verstaan, ons is net mens. Baie mense het in die gewoonte gekom, en die probleem is, dit is gevaarlik. 1 Timoteus 3 vers 1 sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, en ons gee dit 'n mooi naampie, ons noem dit selfrespek.
Hulle gaan geldgieriges wees, ons sê hulle het ambisie. Hulle gaan grootpraters wees, ons sê hulle getuig. Hulle gaan trotsaards wees, ons sê man, mens moet dan trots wees. As jy iets het om oor trots te wees trots daarop. Hulle gaan lasteraars wees en ons gaan sê shame. Hulle weet nie. Hulle gaan ongehoorsaam aan hulle ouers wees, hulle gaan ondankbaar wees. Hulle gaan onheilig wees. Sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloses, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Dink mooi hoeveel hiervan word vandag ander name gegee. Dis enorm. Dit gebeur die hele dag. Is dit nie al vandag die gevaarlike sonde, die gevaarlike gewoonte wat ons baie maal in ons eie families huldig nie? Dood tevrede en ons dink ons kan so voor God gaan staan. Regtig? En ons dink dis ons redelike godsdiens. En dan sê ons mekaar nie, moet nie te fundamentalisties wees nie, moet nie te ernstig raak nie, chill net, haal net diep asem, dis nie so ernstig nie. Nee, ons het nodig om terug te kom by die plek waar sonde weer sonde is. Egbreek is sonde. Sodomie is sonde. Selfde geslagverhoudings in God se oë sonde, punt, einde van die storie. Of jou naam Barack Obama is of Donald Trump is, ek kan nie omgee wie is nie, dis sonde. En dan kom ons baie keer met hierdie dom redenasie van ek is so gebore. Ja, presies. Ek is so gebore want ek is in sonde ontvang gebore. Ek is nie met vlerkies gebore nie, ons almal word in sonde ontvang gebore, dis juist die probleem. Daarom het ons God nodig, daarom het ons God se raad nodig, daarom het ons God se woord nodig, daarom het ons nodig om dit te identifiseer vir wat dit is, sodat God die werk kan kom doen in ons hart en ons lewens. Ons leef baie maar in vandag se tyd met hierdie sonde van afgoderry. Dan noem ons dit sport. Ons noem dit besigheid en ons noem dit stokperdjies. Ons sit baie keer met hierdie afgode in ons lewens. En dan gee ons dit mooi naampies. Oorspel is sonde. Dronkenskap is sonde. Welis is sonde. Trots is sonde. Eiewilligheid is sonde. Vleeslikheid is sonde. Punt. Einde van die storie. Ek sê nie ons moet mekaar veroordeel, mekaar pap slaan nie, maar identifiseer die sonde wat daar lê, sodat dit gesond gemaak kan word. Ons kan nie sugarcoat nie. Wat is die punt van 'n dokter as hy nie gaan help om gesond te word nie? So hoeveel van hierdie gewoonte het ek en jy aangeleer? Om sonde mooi naampies te gee. Die volgende een vind ons in vers 19. Hy sê almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Maar hierdie gemeente het 'n gewoonte aangeleer om die tug van die Here nie te ontvang en aan te neem nie, want hulle het gemaklik geraak in hulle godsdiens. Nie wat ons is tevrede, alles loop, alles is aan die gang, en hierdie gemaklike godsdiens is daar nie tug in nie. Jy gaan nie waag om tug te doen in hierdie godsdiens nie, want wie's jy om my te oordeel? Wie's jy om vir my vinger te wys? Wie's jy om na my toe te kyk en my te beoordeel oor wat ek doen en wie ek is? Ek is wie ek is so gemaak, ek is so gelaat staan, los my, ek staan voor God gaan staan. Dis eintlik verskriklik as mens dink daaraan. Die gemaklike godsdiens van ons dag. Ek het 'n ou vriend wat altyd sê, dis baie keer kry jy 'n groep mense, en dan sê hy, daai groep mense is soos 'n soutpan. Hy's 'n myl wyd, maar hy's net 10 cm diep. En het jy geweet, ons kan dieselfde fout maak, omdat ons in 'n gemaklike godsdiens is, dat ons 'n mylwye kerk het, maar net so diep is. En daarom moet ons vir die Here vra, Here, help ons asseblief, sodat ons fyn ingestel sal wees, om liewers nie die gemaklike godsdiens te kies nie. Die gemaklike godsdiens wat maar sê ons go with the flow. Om nie te fundamentalisties te wees nie, om nie te konservatief te wees nie, om nie te ernstig te wees nie, om nie 'n ou drup te wees nie. Op 'n stadium beleef mense hierdie dinge. Waar mense sê ons moet nie te heilig lewe nie. Ons moet nie te eng wees nie, ons moet nie te ver gaan nie meer nie, want dit is te veel. En te veel van 'n goeie ding is nie goed nie. Vriende, ek wil jou so sê, as hierdie jou gewoonte is in jou lewe om die gemaklike godsdiens te kies, wil ek nie in jou skoene staan as ek voor God gaan staan nie. Want te veel kinders van die Here is gewoond aan hierdie gemaklike godsdiens. Ons lewe in daardie tyd waar baie mense eerder persoonlik gemaklikheid kies
as erns met die Here. 2 Timoteus 4 vers 3 sê, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, waar hulle gestreel wil word in hulle ore. Maar wees jy en alles nigter en ly verdrukking. So die godsdiens wat die standaard van die woord van die Here is die godsdiens van verdrukking. Die godsdiens wat die standaard van die woord van die Here is die vervulling van jou bediening. Sjoe, dis nou 'n moeilike een doen nie, ek het nie eens 'n bediening nie. Wel dan jy 'n probleem. Dan jy 'n gemaklike godsdiens. In die Ou Testament kon die volk van die Here gemak gekies het. Maar hulle het die prys daarvan betaal. Want hulle kon na 12 dae die beloofde land ingetrek het, maar omdat hulle nie kans gesien het vir die reëse nie, het hulle 40 jaar daar gebly. Matteus 7 leer ons van die breë weg en die nou weg. Die gemaklike godsdiens en die minder gemaklike godsdiens. Jona kies self die gemaklike uitweg, omdat hy nie hou van God se plan vir sy lewe nie. En ek en jy kan net saai groot fout maak en ons kan die gemaklike godsdiens kies. En jy gaan die prys voor God betaal. Matteus 3 vers 20 sê, kyk ek staan by die deur en ek klop. En ons is so lief vir hierdie ou versie om hom aan te haal vir die ongeredde wêreld. Maar hy praat met die kerk en hy sê eintlik vir die kerk hierso, hulle het hierdie gewoonte van ongehoorsaamheid. Kyk ek klop. Dag op dag, diens op diens, geleentheid op geleentheid. En hierdie mense in Laodicea sit doodgelukkig binne in hulle ou kerkie en die voordeur is oop. Maar die deur in hulle harte toe is toe. En ek en jy kan hierdie selfde gewoonte hê. Dat ons voordeur staan oop, maar ons hart se deur is toe. Psalm 119 vers 60 sê, ek het my gehaas en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou. Hoe ernstig is ek en jy om ons te haas, om God se woord in my lewe toe te pas? Hoe ernstig is ek en jy om ons te haas, om te doen wat ons moet doen, want God het dit van ons gevra? Of is ons maar net soos die mense in Laodicea? En ons sal kies of ons wil oopmaak of nie. Baie keer speel ons vir tyd. Baie keer los ons maar die deur liewers toe. Want ons wil nie hê dat die Here moet sien wat binnekant aan die gang is nie. Dan jy 'n gewoonte van ongehoorsaamheid. Halwe gehoorsaamheid. Delayed gehoorsaamheid. Hebreërs 3 vers 7 sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. O vriende, ek en jy het nodig om ons baie mooi in te stel, om nie hierdie fout te maak, om hierdie gewoonte van ongehoorsaamheid in ons lewens toe te laat, omdat ons harte kliphard is nie. Want ongehoorsame harte kan God nie eer nie. Is jy dalk ongehoorsaam in jou roeping? Is jy dalk ongehoorsaam in jou dienswerk vir die Here? Is jy dalk ongehoorsaam in jou ywer vir die Here? Is jy dalk ongehoorsaam in die dele wat jy nie eens van wil praat nie? Want Dominee sal dit nou nie waag om hieroor te praat nie. Is jy dalk ongehoorsaam in jou verantwoordelikheid voor die Here? Is jy dalk ongehoorsaam in die klein dingetjies of dalk in die groot dinge? Is jy dalk ongehoorsaam in die gewoontes van jou lewe? Jakobus 4 vers 17 sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. As jy weet jy moet reg doen en jy doen dit nie, sê die woord van die Here, dis sonde. En ek dink aan Lot se vrou. Sy het geweet om nie terug te kyk nie, maar sy kon haarself nie keer nie. En sy het net vir 'n oomblik teruggekyk. En toe sy terugvoer en toe kyk, toe sy koel klaar deur die kerk. Hoeveel keer het ons hierdie gewoonte in ons lewens toegelaat? Om net vir 'n oomblik die fokus te verloor. En die oomblik as jy terugkyk, is jy koel klaar deur die kerk. Samuel se woorde was, gehoorsaamheid is beter as offerandes. Maar koning Saul het dit gemis, want hy was gedeeltelik gehoorsaam. Hy het gegaan vir die oorwinning, hy het die vyand met banvloek getref, maar hy het van hierdie bangoed gevat om dit vir God te gaan offer, kan jy glo? En hy was doodtevrede. Jy sien hierdie Laodicea gemeente is baie groter as net in Laodicea. Want Saul was in daai gemeente gewees, en Lot se vrou was in daai gemeente gewees. Is daar iemand vandag hier so in Laodicea gemeente?
vers 17 sê, want julle sê. En die volgende een is net so gevaarlik, die gewoonte van mense opinies wat meer weeg as God se antwoord. En ek en jy kan so maklik mense opinies huldig. Ek en jy so maklik kan ons besig wees om jou en my opinie so hoog op te stel dat ons mis wat God se opinie is. As 'n Engels woord wat sê approval becomes louder than truth. En baie keer is ons so agter om mense te behaag dat ons nie meer God behaag nie. Spreuke 29 vers 25 sê die vrees vir die mens span 'n stryk, maar hy wat op die Here vertrou sal beskut word. Daar's baie wat die aangesig van die heerser soek, maar die reg van 'n mens kom van die Here af. Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? Nee, ek behaag die Here. Dis net God se opinie wat saak maak. En nie meer mense nie. Johannes 12 vers 42 sê, maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo. Maar ter wille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie. Hulle was te bang geweest, hulle word uit die kerk uitgejaag. So nee, dan bly ons maar stil. Nee, shut up, bly stil, kom ons gaan aan. Niemand sê 'n woord nie. Kan jy glo? Vers 43 sê, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Kan dit wees dat ek en jy dalk in Laodicea se gemeente hoort? Daniel het nie geval vir die dreigemente van die wêreld nie. Pontius Pilatus het geval vir die dreigemente van mense. En soveel ander het al geval vir die dreigemente van mense. Joshua het gesê, julle moet kies wie julle wil dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En die laaste wat ek graag wil uitwys is die gewoonte om kompromie geloof aan te gaan eerder as om altaar geloof te leef. Ek lees in een van die boeke in die week, lees ek, faith gets blended instead of God's intended path. Kan dit wees dat ons in 'n samelewing leef waar ons blended geloof het? So 'n bietjie van die en bietjie van daai, so 'n bietjie van die kant en bietjie van daai kant, so happy with both worlds. Ag, en ons karring maar so aan. Ja, ons dien die Here, maar ons speel so 'n bietjie lotto. Ons dien die Here, maar ons karring so 'n bietjie met die sonde. Ons dien die Here, dis wat ons moet doen. Want ons deel in die dinge van die heidene. Ons kyk die tarotkaarte en ons speel die astrologie en ons doen al die goed wat ons nie moet doen nie. Maar ons sê ons dien die Here. Die nuwe ding deesdae, het jy al gehoor by die skole doen hulle die Color Festival? Het jy geweet waar dit vandaan kom? Daar wat hulle die ink en die poeier so op almal gooi. Jy geweet dis heidense gebruik. Gaan oor die dooies wat opgeroep word in die heidense gebruik. En word vir jou kind opgedis by die skool waar hy is. Ag, ons speel maar lekker saam. Want hierdie gewoonte van hierdie kompromie geloof is die norm van ons dag. Kom op 'n stadium en ek hoor as 'n kerk wat adverteer, hulle hou nie Halloween nie, hulle hou Halloween. Kan jy jouself indink? Dat ons nou so naby al wil draai in die sonde. En ons weet nie eens waaroor dit gaan nie. Wat 'n kompromie het ons in ons lewens toegelaat? Die kompromie van nie warm nie. Die kompromie van my way. Die kompromie van ek dien God en ek dien Mammon so bietjie. Die kompromie van ek is so bietjie met een voet in die wêreld en bietjie met een voet in die kerk. So daardie kompromie van so bietjie lou warm lewe. So bietjie gemaklik. En dit pas my soos dit is. Het jy dalk die kompromie aangegaan van om nie vernuwe te word nie? Het jy dalk die kompromie aangegaan om nie verfris te word nie, om nie getransformeer te word nie? Het jy dalk die kompromie aangegaan om nie toegewy te wees aan wat God se werk vir jou lewe is nie? Hy sê, ek ken jou. Daar's niks wat jy vir my kan wegsteek nie. Ek ken elke detail van wie jy is en wat jy ooit kan wees. En jy's nie koud nie en jy's nie warm nie. Want jy het gewoontes toegelaat om jou te beïnvloed. En omdat jy hierdie gewoontes toegelaat het en hierdie gewoonte godsdiens begin pleeg het, wil ek hê uit my mond uitspoeg soos lou warm koffie. Want jy sê, en mense opinies maak meer saak as God se opinie.
En jy weet nie eers dat dit jy is. Want jy is onoortuigbaar, jy is onleerbaar, en jy is nie meer afhanklik nie, jy is nie meer leibaar nie, jy is nie meer op God se standaard nie. Hy sê, en ek raai jou aan, maar jy vat nie meer God se raad nie. Hy sê, en almal wat ek lief het, bestraf ek, maar jy aanvaar nie die bestraffing van die Here nie. Hy sê, want jy is dan nie meer ywerig om jou te bekeer nie. En dan kom hy vanmôre by hierdie woorde van Openbaring 3 vers 20 en hy sê, ek staan by die deur van jou hart. Maar dit nie aansteen in jou langs jou nie. Jou hart. En uit ouer gewoonte kan jy die deur los. En die koning van die heelal klop en klop en klop en klop en klop. Wil jy nie vanmôre die gewoonte kom breek en sê, Here, my hart het lou geword nie. En ek kan nie bekostig om so te leef nie. Want ek kan God nie so eer nie. Kom ons buig ons harte aan, bid ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om na u woord te kyk in hierdie môre en te sien hoe dit u met u kinders besig is om te praat in daardie gemeente in Laodicea. Oor gewoontes wat hulle toegelaat het, Here. En soos ons deur dit lees en na dit kyk, besef ons daar soveel van hierdie gewoontes in ons lewens. Dan moet ons hart voor u kom buig en sê, Here, help asseblief. Want ons hart is bedrieglik bo alle dinge. En Here, wil ons vanmôre opnuut ons harte voor u kom oopmaak. Ons wil die gewoontes kom breek. En Here, ons wil u eer en ons wil u dien met alles wat ons is en alles wat ons ooit kan wees. En daarom kom buig ons voor u neer. In Jesus naam bid ons dit. Amen.